Goeiedag en baie welkom by nog 'n Woensdag woord waar jy sommer net in die middel van die week bietjie kan stil staan by die Here en hoor wat hy vir jou wil sê. Baie keer in die lewe sê ons vir onsself die volgende stelling. Ons sê ek verlang na die goeie ou dae. En baie keer dink ons terug aan tye in ons lewens wat dit eenvoudiger was, waar ons geliefdes nog met ons was, waar die lewe net makliker was. Dalk dink jy terug aan jou kinderjare en hoe gelukkig dit was, hoe sonder stres dit was en wens jy kon nou weer terug wees in daai tyd, dat jy al die stres en al die spanning van groot mens wees, dat jy dit net kon los en kon teruggaan na eenvoudiger tye toe. Dalk kan jy baie identifiseer met Psalm 137, die bekende en 'n treurvolle hartseer psalm wat die volgende sê: By die riviere van Babel het ons gesit en gehuil, wanneer ons aan Sion gedink het. Ons het ons liere daar aan die wilgerbome opgehaal. Die wat ons weggevoer het ons gevra om 'n lied te sing. Ons verdrukkers het gesê, ons moet 'n vreugdelied sing. Sing vir ons 'n Sions lied, maar hoe kan ons in 'n vreemde land 'n lied van die Here sing? En ek dink, dalk kan jy vandag hiermee identifiseer. Dalk kan jy ook vir jouself vra, maar hoe kan ek in 'n vreemde land die lied van die Here sing? Hoe kan, dalk is jy nie in 'n vreemde land nie, ons sit hier in Suid-Afrika, ons geboorteland, die land waarvoor ons lief is, maar hoe kan ons in 'n land of in 'n lewenssituasie wat vir ons ondraaglik is, hoe kan ons die lied van die Here sing? Hoe kan jy die lied van die Here sing wanneer 'n geliefde gesterf het? Hoe kan jy die lied van die Here sing wanneer jy sukkel om werk te kry? Hoe kan jy 'n lied van die Here sing wanneer jou lewe regtig net taaf is? Nou, daar word ek ook herinner dat die Here vir ons sê, dat Jesus in sy woord sê, dat nommer 1, dat hierdie wêreld gaan nie vir ons maklik wees. Hoor 'n bietjie wat sê Jesus in Johannes 16. Hy sê, dit sê ek vir julle sodat julle kan vrede vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar onthou ek het die wêreld klaar oorwin. En ek dink hierin lê die sleutel vir ons, die feit dat Jesus sê, ek gaan nie jou noodwendig jou omstandighede kom regmaak nie. God kan en partykeer doen hy, partykeer gryp hy in en help hy daar waar ons hom die meeste nodig het. Maar ander kere voel dit vir ons of God ver is en dan worstel ons met hierdie vraag, maar is God regtig daar? As hy my kon help, hoekom het hy nie? En dan is 'n vers soos Johannes 16 vers 33 vir my baie gerusstellend, waar Jesus sê, dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. Ek dink daardie twee woordjies, in my, is die sleutel. Dat ons weet dat in hierdie wêreld gaan ons dikwels nie vrede vind nie. En gaan dit dikwels met ons moeilik gaan. Maar Jesus nooi ons in 'n verhouding, om saam met hom hierdie onreg wat ons in die wêreld sien en die moeilikheid wat ons in die wêreld vind, om dit saam met hom aan te pak. Dat ek en jy mag weet, maar ons is nie alleen nie. En dan sê Jesus ook vir ons, maar onthou, ons moet God se perspektief hê, dat ons lewe gaan nie net oor hier nie. Nou ek sê nie die lewe hier is nie belangrik nie. Hoe ons hier leef is baie belangrik. Maar ons lewe gaan nie net oor, gaan dit goed met my in hierdie wêreld? Gaan dit goed met my nie? Die Here sê daar is meer, want Jesus sê hy het reeds hierdie wêreld oorwin. En wanneer ek onthou dat God reeds die wêreld oorwin het, dan weet ek, dan kan ek vrede vind, nie in myself nie, ook nie in my omstandighede nie. Hoekom? Want Jesus is saam met my. En hy sê, hy het reeds aan die kruis gesterf, hy het reeds die duiwel oorwin, hy het reeds die dood oorwin. En daarom kan ek en jy in vrede hierso op aarde leef. Ek wil afsluit met 'n paar verse uit 1 Timoteus vers 2 uit. Nou as jy vraag dalk, jy weet dat ons moet in Christus leef, maar wat kan ek nou doen? Wat kan ek nou doen om dalk net die lewe vir myself bietjie beter te maak en in vrede te leef? Hoor wat skryf Paulus aan 'n jong Timoteus hierso. Hy sê, eerstens spoor ek jou aan om vir alle mense te bid met smeekinge, voorbidding en danksegging. Bid so vir konings en alle ander in gesagsposisies, sodat ons in vrede en rustigheid, toewyding en eerbaarheid kan lewe.
So is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, want hy wil dat almal verlos word en die waarheid verstaan. Want daar's net een God en een middelaar wat God en mens kan versoen. Hy is die mens Christus Jesus. Hy het sy lewe gegee om vryheid vir elkeen te koop. Dit is die boodskap wat God aan die wêreld gegee het op die bestemde tyd. Ek en jy gaan nie alles in die wêreld kan regmaak nie, maar ons kan aktief deelneem aan dit wat God mee besig is en ons kan dit doen deur te bid. En dis nie altyd maklik nie, maar ons kan bid vir ons vyande. Ons kan bid vir die mense wat in gesag is. Selfs al tree hulle nie reg op nie, ek vat nie dit weg nie. Maar ons kan bid vir daai mense, want wat gebeur wanneer ons bid? Ons sien noodwendig dat alles dadelik verander nie, maar dit verander eerstens my. Want wanneer ek weet, maar ek het vandag gebid en ek het gebid vir die Here se vrede en ek het gebid dat daar 'n stil en rustige lewe vir ons almal kan wees, dan begin dit iets in my verander. En wanneer ek dan in die verkeer sit en iemand ry weer voor my in of iemand raak weer kwaad, dan weet ek, hoorie, ek hoef nie kwaad te raak nie, want ek het die Here se vrede. En wat in hierdie wêreld gebeur, sê Jesus, hy het reeds die wêreld oorwin en ons kan vrede in hom vind. So, ek wil nie vandag vir jou sê dat die lewe altyd maklik gaan wees nie. Ek kan baie identifiseer dikwels in my lewe met Psalm 137, waar die vraag vra, hoe kan ek die lied van die Here sing in 'n vreemde land? Maar wat ek weet is dat ons is nie alleen in 'n vreemde land nie. Want die skepper van die heelal, die een wat ons verlos het, wat ons vrygemaak het, is saam met ons in hierdie vreemde land en hy gee vir ons vrede waar ook al ons onsself bevind in die lewe. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U reeds die wêreld oorwin het. En dat U ons uitnooi in U vrede in. Here, dat U ons uitnooi om na U toe te kom met ons probleme, met die dinge waarmee ons sukkel, ons frustrasies met hierdie lewe, ons hartseer, ons pyn. Here, dankie dat U vir ons sê, ek is met julle. Here, help ons om aktief deel te neem deur te bid vir die wat in gesag is, Here, om te bid vir onsself, te bid vir ons naastes, om te bid vir ons familie en vir ons vriende. Here, dankie dat U ons harte verander. Here, gee vir ons U vrede en vir U voorspoed. In Jesus se naam bid ons dit.